my hande het. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend weer hier by julle. Ek wil vanoggend graag met ons praat oor die gelykenis van die verlore seun. En hoekom dit so belangrik vir my is om met julle oor hierdie gedeelte te praat, want hierdie gedeelte gaan eintlik oor kinders van God, iemand wat sy hart vir Jesus Christus deur die wedergeboorte gegee het, né? Hy het in die Vader se huis gebly, dit beteken hy was in die teenwoordigheid van die Here, né? En hy het afvallig begin raak in sy geestelike lewe en weer terug begin val in sonde en in die wêreld geland en nou te skaam voel om terug te kom na die Here toe en hy voel hy is nie meer waardig nie. Hy voel dalk ek is nie goed genoeg nie. Kom ons gaan lees hierdie gedeelte en ons kyk wat sê die Here. Die gelykenis van die verlore seun is in Lukas 15 en ek lees vir ons van vers 11 af. En hy het ook gesê 'n man het 2 seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vaders gesê: Vader, gee my die deel van die rykdom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak, weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe sê hy toe hy by een van die burgers van daardie land gegaan en hom daarby gevoeg. En die het hom in die veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele van wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Ek wil net eers tot daar gaan. Julle, 'n vader, God die Vader, het 2 seuns gehad. Een van hulle het besluit, hy wil alles hê, hy wil al sy erfenis, hy wil al sy besittings hê, en hy het in die wêreld in weggegaan. En nou gaan ek vir julle sê, hierdie is 'n Christen, man of vrou van God, wat weer die wêreld lief gekry het. So al die besittings wat sy of hy deur die Gees gekry het by God, het sy of hy gegaan en dit gaan uitmors eintlik in 'n sondige vleeslike wêreld daar buite. En toe het daar swaarigheid oor hierdie kind van God se lewe gekom. En raai wat, né? Dis die laagste wat jy kan daal, dat jy in die varkhok land, né? En dat jy skoon honger raak om die varkkos te eet. Dit is waar hierdie man hom bevind het. So dit kan 'n man van God, dit kan 'n vrou van God wees, iemand wat hulle harte vir die Here op 'n stadium in hulle lewe gegee het en hulle het ver weggeval, julle, en hulle diep in sonde geval, varkhok vlak in sonde geval, en dan wat die varke eet, wou hulle ook nou eet. Dit lyk nou lekker. So diep het hierdie Christen verval. Nou, dit is nou hier waar die draaipunt dan kom. Kom ons gaan kyk gou. Maar hy het tot homself gekom en gesê, baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek wil nou vir manne en vroue sê, wat hierdie boodskap luister, as jy teen God gesondig het, deur afvallig van die Here geraak het, jy het weggegly, jy het weer begin na sterk drank gryp, jy het begin weer 'n los lewe lei, jy het van die Here weggaan, maar daar was 'n tyd in jou lewe wat jy gesmaak het die goedheid van God is. Dan moet jy doen, soos wat hierdie man, hierdie jong man, want hy het op 'n stadium gekom en gesê, hy is besig om heeltemal tot vernietiging te gaan. Nee, julle, daar is altyd hoop om terug te kan keer. Maak nie saak hoe ver jy geval het nie. Nou sê hy, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en
en ek vergaan van honger. Hy sê, ek sal opstaan en my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen U, en teen die hemel, en voor U. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. Julle, hoeveel keer het jy gedink dalk, jy is nie meer waardig om 'n kind van God genoem te word nie. Maar, hoor gou hier, en hy het opgestaan, en hy het na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Julle, God vertel vir ons hierdie storie. Want soos wat hierdie vader uitgekyk het in die verte om te sien of hy nie dalk sy seun sien kom nie, so kyk die Vader uit in die verte met 'n hoop na jou, of hy jou nie dalk sien, dat jy nie dalk na hom toe wil terugkeer nie. En die woord sê vir ons hier toe, daai Vader sy seun in die verte sien, sê die woord, het hy na hom toe gehardloop, hy het hom gegryp, en hy het hom onophoudelik gesoen. Julle, God die Vader voel so oor my en jou ook. Al het ons gestruikel, al het ons afvallig geword van die Here, julle, al het ons dalk diep in sonde geval, as ons net tot die besef sal kom, daar is 'n God in die hemel wat ons so lief het, dat hy sy seun Jesus Christus vir my en vir jou gegee het. As ons dit net wil besef en terugdraai na die Here toe en weer teruggaan na die Vaderhuis toe, dan wil ek vandag vir jou sê, nou, sal die Vader jou vasgryp, hy gaan jou met liefde toemaak, hy gaan jou onophoudelik soen, dit is sy liefde en sy blydskap vir jou. En hoor nou hier, en die seun sê vir sy vader, vers 21, ek het gesondig teen die hemel en voor U, ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir die dienskregte, bring die beste kleed. Julle, as jy na God toe terugdraai, sal God in die gees ook uitroep vir die engele, bring vir hom die beste kleed. En trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood. Al voel jy is nou heeltemal verlore en mors dood, sal die Vader so optree vir jou die beste kleed aantrek, skoene aan jou voete, 'n ring aan jou vinger. Hy sê, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. En hulle het begin om vrolik te word. Julle, ek wil nou vandag deur hierdie boodskap uitreik, manne, vroue, jong mense daar buite, wat op 'n stadium in 'n lewende verhouding met Jesus was, maar jy het weggeval. En jy sien nie meer hoop om terug te gaan na die Here toe. Jy voel miskien dat die Here sal jou nie vergewe nie. Jy weet nie hoe verkeerd is jy nie. Vandag sê ek vir jou, hierdie gedeelte het vandag na jou toe gekom, dat jy na God in die hemel moet roep, jou sondes moet bely, en vir hom sê, my Vader, neem my asseblief terug as U kind. As dit jy is, maak jou oë toe nou daar, saam met my, terwyl jy na die video kyk, kom ek en jy nader na God. Bid saam met my, Vader, ek kom na U, in die naam van Jesus Christus, U seun. Ek is jammer, Here. Ek is jammer dat ek U vergeet het. Ek is jammer dat ek U goed uitgemors het. Ek is jammer, Here, dat ek teen U gesondig het. Vandag kom ek terug na U. Neem my asseblief weer aan. En maak met my soos wat U met die verlore seun gemaak het. Trek vir my 'n nuwe kleed aan, sit 'n ring aan my vinger, Vader. Trek skoene aan my voete. En neem my asseblief weer terug. En neem my aan as U kind weer in die huis van God. Vader, ek dank U daarvoor. En ek ontvang dit nou in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie julle. Liefde, seën. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag
nog aanhou dit kry. As jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.